In vandag se algebraïese vergelykingslesie gaan ons kyk na die oplos van probleme. Nou die praktiese probleme kan opgelos word deur 'n vergelyking uit die gegevens op te stel en dit dan op te los. Ek gaan vir jou 'n paar praktiese wenke gee wat jy moet toepas by probleemoplossing. Die eerste wenk wat ek vir jou gee is lees, lees en nogmaals lees. Maak baie seker van wat die vraag vir jou vra. Die tweede ding wat jy moet doen is jy moet besluit wat jy X wil maak. Gewoonlik maak jy X dit wat gevra word om uit te werk. Skryf dan gestel dit wat gevra word is X. Indien twee items ter sprake is, kies die kleinste een as X of kyk wat gevra word en kies dit as X. As twee items ter sprake is, skryf die ander item in terme van X. Byvoorbeeld, as ons sommetjie sê die seun is X jaar oud en sy pa is 3 keer sy ouderdom, dan kan ek sy pa se ouderdom in terme van X skryf, so ek sê die seun is X jaar oud en die pa is dan 3X jaar oud. As die som iets sê soos die breedte is X en die lengte is 10 meer as die breedte, dan skryf ek die breedte as X en die lengte in terme van X is dan X plus 10. So, as ons die twee items het en ons skryf die een in terme van die ander een, moet ons net ons sommetjie mooi lees. As die ding byvoorbeeld sê een getal is X, dan sal ons die ander getal byvoorbeeld skryf as 50 minus X of 20 gedeel deur X, afhangende van wat die sommetjie vra. Ons vierde stap is dan om die vergelyking op te stel. In stap 5 doen ons dan die algebra deur die vergelyking op te los, net soos wat ons nou nog die heeltyd geoefen het om algebraïese vergelykings op te los. In die stapie 6 wat ons moet doen, is om seker te maak jy gee die antwoord vir dit wat gevra is, en op die manier moet jy seker maak jy gee 'n logiese antwoord. Net weer 'n herinnering daaraan dat dit baie belangrik is om mooi te lees. Onthou 7 maal of keer 'n getal is 7x en 7 meer as 'n getal is x plus 7. Kom ons kyk nou na 'n paar voorbeelde van probleemoplossing. Die eerste probleempie wat ons kry is nou 7 maal 'n getal verminder met 3 is gelyk aan 11. Vind die getal. So die eerste stappie wat ons mos nou gaan kyk na, is ons het ons vraagie nou mooi gelees, né? Ons lees weer 7 maal 'n getal verminder met 3 is gelyk aan 11. Vind die getal. Nou gaan ek besluit wat ek wil maak. Dit wat gevra word is ons moet die getal vind, so ek gaan sê gestel die getal is X. As ek nou my vergelyking moet opstel, dan gaan ek sê 7 maal 'n getal gaan wees 7x. Verminder met 3, met ander woorde ek moet 3 aftrek, is gelyk aan 11. Dit gee vir my 'n antwoord van 11. Nou het ek my vergelyking opgestel en nou kan ek net stapie 5 volg deur my vergelyking op te los. So as ek my vergelyking wil oplos, het ek mos nou alles wat x is alleen aan 'n kant, met ander woorde hierdie minus 3 gaan oor. As daai minus 3 oorgedra word, word hy 'n plus 3. So ek het 7x is gelyk aan 11 plus 3 is 14. My volgende stappie wat ek nou moet doen is om vir x alleen te kry, so ek moet deel deur 7. Wat ek links doen, moet ek regs doen, so ek kry x is gelyk aan 2. Dan skryf ek by probleemoplossing as my finale antwoord die getal is 2. Ons volgende voorbeeld is die lengte van die reghoek is 4 cm meer as die breedte. As die omtrek 32 cm is, vind die lengte en die breedte van die reghoek.
Dus mooi lees, die lengte van die reghoek is 4 cm meer as die breedte. So ek sal die kleintjies, sal ek nou die onbekende x maak. So ek sal gaan sê, gestel die breedte is x. As die breedte dan nou x centimeter is, wat gaan die lengte van die reghoek dan wees? Kom ons lees wat sê die sommetjie. Die som sê, die lengte van die reghoek is 4 cm meer as die breedte. So dan is die lengte x plus 4 cm. Nou sê hulle verder vir my, die omtrek is 32 cm. Nou kan jy onthou wat die formule vir die omtrek van 'n reghoek is. Die omtrek is 2 maal die lengte plus 2 maal die breedte. En hulle sê vir my hierdie omtrek is gelyk aan 32 cm. Die formule vir ons omtrek is mos nou weer 2 maal ons lengte plus 2 maal ons breedte en hulle sê vir ons omtrek is 32 cm. So as ek nou my vergelyking gaan opstel, kry ons 2 maal x plus 4 plus 2 maal x en dit moet gelyk wees aan 32. En jy sal mos nou onthou, ons het gesê as ons algebraïese uitdrukking skryf, dan skryf ons nie die maalteken nie. So in hierdie algebraïese vergelyking, skryf ons nou die vergelyking sonder die maalteken. Nou gaan ek my algebra mos nou toepas, net soos wat ons in die verlede dit gedoen het. Ek moet nou my hakkies verwyder, so ek het 2 maal x gaan vir my gee, 2x. En dan het ek weer my 2 maal met my 4 en dit gee vir my plus 8. Plus my 2x moet gelyk wees aan 32. Nou pas ons weer ons algebra reëls toe, alles met x'e aan die een kant en ons kan hulle bymekaar tel, so ek het 2x plus 2x is 4x, is gelyk aan en my plus 8 moet oorgaan na die regterkant toe, dan verander hy van teken, so dit word 32 minus 8. So ek kan uitwerk 4x is gelyk aan 24. As ek nou my sommetjie moet voltooi, gaan ek links deel deur 4, wat ek links doen, moet ek regs doen, so ek kry vir x 'n antwoord van 6. Onthou nou, ons het gesê gestel die breedte is x centimeter, dan gaan my finale antwoord mos nou wees, daarom is my breedte gelyk aan 6 centimeter en my lengte uit ons vergelykingkie is my lengte x plus 4 centimeter, so dit is gelyk aan 6 plus 4 en dit is gelyk aan 10 centimeter. Jy kan hierdie selfde sommetjie gedoen het, deur te besluit jy wil weet wat die lengte is. Jy gaan eers die lengte uitwerk, so jy sê dan gestel die lengte is x centimeter. Dan is my breedte mos nou 4 centimeter minder. Met ander woorde, my breedte gaan x minus 4 centimeter wees. Onthou nog steeds, my omtrek bly dieselfde formule, dit is 2 maal my lengte plus 2 maal my breedte. So dit is 2 maal x plus 2 maal x minus 4. En ons het mos nou gesê, my omtrek is 32 centimeter. Met ander woorde, as ek my vergelyking opstel, het ek 2x plus 2x minus 4 is gelyk aan 32.
Nou gaan ek op dieselfde manier te werk. Ek gaan weer sê my plus 2 maal met my x, gee vir my plus 2x, en dan het ek nog my plus 2 maal met my min 4, en dit gee vir my minus 8 is gelyk aan 32. As ek nou my algebra verder doen, moet ek mos nou my gelyksoortige terme bymekaar tel. Alles wat x het en alles wat nie x het nie moet oorgaan. So 2x plus 2x is 4x. Hierdie minus 8 moet oorgaan na die regterkant toe. So ek kry dit is 32 plus 8. So my antwoord sê vir my 4x is gelyk aan 40. Om nou x alleen te kry, moet ek deel deur 4 aan die linkerkant. Wat ek links doen, moet ek regs doen. So ek kry x is gelyk aan 10. As ek my antwoord nou mooi skryf, kan ek sê daarom is die lengte is gelyk aan 10 cm. My breedte het ek mos nou uitgewerk, is dan nou x minus 4 cm, so dit is gelyk aan 10 minus 4 cm, en dit gee vir my 'n antwoord van 6 cm. Jy kan dus sien, jy het presies dieselfde antwoordjie gekry as toe jy breedte as die onbekende een gekies het. Ons volgende voorbeeld sê vir ons, 'n oupa is 50 jaar ouer as sy kleinseun. Dit is met ander woorde nou huidiglik, is hierdie oupa 50 jaar ouer as sy kleinseun. 5 jaar gelede was hy 6 keer so oud soos sy kleinseun. 5 jaar terug was hy 6 keer so oud soos sy kleinseun. Hoe oud is die oupa nou? Goed, nou so kom ons kyk. Ons wil weet hoe oud is die oupa. So ek sê, gestel die oupa is x jaar oud. So huidiglik is die oupa x jaar oud. Hoe oud is die kleinseun dan? Dis reg. As die oupa nou x jaar oud is, dan is die kleinseun x minus 50 jaar oud. Huidiglik. Hoe oud was die oupa 5 jaar terug? 5 jaar terug was die oupa x minus 5 jaar terug oud. Hoe oud was die kleinseun 5 jaar terug? Die kleinseun was 5 jaar terug die x minus 50, wat hy nou oud is, minus nog die 5 jaar van die 5 jaar wat terug is. Wat 5 jaar terug is. So as ek dit nou uitwerk, kry ek x minus 50 minus 5, en dit gee vir my x minus 55 jaar. Met ander woorde, 5 jaar terug was die kleinseun x minus 55 jaar. Kom ons stel nou ons vergelyking op. Die vergelyking sê vir ons, 5 jaar gelede was hy 6 keer so oud soos sy kleinseun. Met ander woorde, 5 jaar terug is die ouderdom van die oupa gelyk aan 6 keer die ouderdom van sy kleinseun 5 jaar terug. So my vergelykingkie sê nou vir my, x minus 5 is gelyk aan 6 maal x minus 55. So as ek nou my algebra begin doen, dan gaan ek nou weer sê 6 maal met x, 6 maal met x gee vir my 6x. Dan het ek 6 maal met minus 55, en 6 maal met minus 55 gee vir my minus 330. Nou moet ek mos die algebra doen, so ek moet alles met x'e aan een kant kry. So die 6x moet die kant toe gaan, moet links gaan, en die minus 5 moet regs gaan. So as ek nou die algebra doen, dan gaan ek hê x minus 6x is gelyk aan minus 330 plus 5, want die plus se teken verander mos nou die oomblik as hy oor die is gelyk aan gaan. Met my algebra, as ek x minus 6x het,
beteken dit gee vir my minus 5x, en minus 5x is dan gelyk aan minus 325. Onthou, nou wil ek x alleen hê, so wat moet ek doen? Ek moet aan die linkerkant deel deur minus 5, wat ek links doen, moet ek regs doen. Dan het ek met ander woorde, x is gelyk aan 65. Onthou, my vraagie het vir my gevra, hoe oud is die oupa nou? So my antwoord is, oupa is nou 65 jaar. Hierdie selfe sommetjie kan ons ook nou doen, deur nou te besluit wat die kleinseun se ouderdom as x te maak. As jy besluit jy wil die kleinste x maak, dan sê ons, gestel die kleinseun is nou x jaar oud. As die kleinseun nou x jaar oud is, dan sal oupa mos nou wees x plus 50 jaar oud. Hoe oud was die kleinseun dan 5 jaar terug? 5 jaar terug was die kleinseun met ander woorde mos nou x minus 5 jaar oud. Die oupa was dan nou 5 jaar terug, was oupa mos nou my x plus 50 minus my 5 jaar oud. Okay? As ons dit nou uitwerk, gaan ons sê, oupa is x plus 50 minus 5, en dit gee vir my x plus 45 jaar. Was oupa met ander woorde 5 jaar terug. Okay, so kom ons stel nou ons vergelyking op. 5 jaar terug was oupa 6 keer die kleinseun se ouderdom. So dis 6 keer x minus 5. Nou het ek my vergelyking opgestel, so ek moet nou hierdie vergelyking mos nou met algebra gaan oplos. Die eerste ding wat ek gaan doen is om my hakkies te verwyder. So ek het nou 6 maal met x gee vir my 6x. Dan het ek nou weer 6 maal met minus 5 gee vir my minus 30. Die volgende stapie wat ek moet doen is om alles met my x'e aan een kant te kry. Met ander woorde, ek moet hierdie 6x van my links vat en hierdie plus 45 moet regs gaan. As ek dit nou uitwerk, kry ek x minus 6x is gelyk aan minus 30 minus 45. My algebra sê dan vir my minus 5x is gelyk aan minus 75. Om nou die antwoord x alleen te kry, moet ek deel deur minus 5 links, maar wat ek links doen, moet ek regs doen. So ek kan sê x is gelyk aan 15. Ek het nou uitgewerk, die seun is nou 15 jaar oud. Maar die vraag het gevra, hoe oud is die oupa nou? Daarom moet ek nou nog 'n sommetjie maak om uit te werk hoe oud is oupa nou. So oupa is nou 15 plus 50 jaar oud. Met ander woorde, oupa is 65 jaar oud. En dit is dan my finale antwoord. Die volgende vraagie vra vir ons om 2 getalle te vind, waarvan die som 165 en die verskil 27 is. So ons het 2 getalle wat ons moet vind. So as ek nou sê, gestel die een getal is x. Dan moet ek mos nou die ander getalletjie ook uitwerk. So as ek nou in my gedagtes oor dit dink, gaan ek mos nou weet x
plus een of ander getalletjie moet vir my 165 gee. So daai getalletjie waaroor ek wonder, moet mos nou wees 165 minus x. En dit is hoekom ek gesê het, ons moet nou die ander item moet ons ook in terme van x skryf. So as ons kan sê die een getal is x, dan gaan die ander getal wees 165 minus x. So ons een getalletjie is nou x, die ander getal is 165 minus x. Nou sê die som vir ons, die verskil tussen die twee getalle is 27. Met ander woorde, as ek 165 minus x van x aftrek, dan moet ek 'n antwoord kry van 27. So, hier het ons vergelyking nou opgestel, nou moet ons net die algebra doen. Ons het x, en dan gaan ons hier vermenigvuldig, die minus 1 mos maal met die 165, want ons moet die hakkies verwyder, is minus 165. Dan het ek die minus 1 maal met die minus x, en dit gee vir my plus x, en dit moet vir my 'n antwoord gee van 27. My gelyksoortige terme gaan ek bymekaar tel, en dit wat nie x in het nie, gaan ek oorvat na die regterkant toe. So, ek het x plus x gee vir my 2x is gelyk aan 27, en as die minus 165 oorgaan word hy plus 165. So, ek het 2x is gelyk aan 192. Om nou x alleen te kry, moet ek deel deur 2 aan die linkerkant wat ek links doen, moet ek regs doen, so ek het x is gelyk aan 192 gedeel deur 2, en dit gee vir my 'n antwoord van 96. Ek skryf dan my antwoord as die twee getalle is 96, en wat is my ander getal dan? Dis reg, my ander getal is 165 minus 96, soos wat ek mos nou aan die begin van my vergelykingkie gesê het, en ek kry dan die ander getal is 69. Nog 'n voorbeeldjie waarna ons kyk, bepaal twee opeenvolgende onewe getalle, sodat die verskil tussen 5 keer die groter getal en 3 keer die kleiner getal 120 is. Ek gaan dus sê, gestel getal 1 is x, getal 1 is nou die kleiner getal. Getal 2 is nou mos 'n opeenvolgende onewe getal. Met ander woorde, as die kleintjie x is, dan moet die volgende getal x plus 2 wees. En dit is dus my groter getal. Want onthou, opeenvolgende onewe getalle is nou elke keer 2 meer as die volgende een. So kom ons kyk, wat is 5 keer die grootte? 5 keer die groter is met ander woorde 5 maal x plus 2. As ons kyk na 3 keer die kleintjie, hoe gaan ons 3 keer die kleintjie skryf? Ons gaan 3 keer die kleintjie skryf as 3x. Nou sê hulle vir ons die verskil tussen 5 keer die grootte en 3 keer die kleintjie. Met ander woorde 5x plus 2 minus 3x, want verskil moet ons aftrek, is 120. Nou moet ons net ons algebra gaan doen. So ons moet die 5 maal met die x, en dit gee vir my 5x. Dan moet ek weer die 5 maal met die 2, en dit gee vir my plus 10. Minus 3x is gelyk aan 120. Nou gaan ek weer my gelyksoortige terme bymekaar tel, en alles wat nie x in het nie, gaan ek oorvat. Met ander woorde, ek het 5x minus 3x is 2x,
is gelyk aan 120 en as die 10 oorkom verander sy teken van 'n plus na 'n min. So ek kry 2x is gelyk aan 110. As ek nou x alleen wil kry, moet ek mos nou deel deur 2, met ander woorde, ek kry 'n antwoord van x is gelyk aan 55. As die vraag nou vir my vra, bepaal 2 opeenvolgende onewe getalle, dan gaan die een getal mos nou wees, dis die kleintjie wat ons uitgewerk het. Die een getal is dus 55 en die ander getal is mos nou die opeenvolgende onewe getal. Die ander getal is dus 57. Jy kan jou antwoorde toets deur gou die getalle weer in te stel en as jy gaan sien 5 keer my grootte minus 3 keer my kleintjie gee vir my 285 minus 165 en as ek 285 minus 165 uitwerk, kry ek 'n antwoord van 120. Met ander woorde, my antwoord was heeltemal reg. Kom ons kyk net gou weer na hoe om te begin. As ons sê die vader is 3 keer so oud as sy seun, dan gaan ons sê gestel die seun is x jaar oud en dan is die vader 3x jaar oud. As die vraagie sê die lengte van 'n reghoek is 4 meer as die breedte, dan kan ons sê daarom is die breedte gelyk aan x en die lengte is daarom x plus 4. Of jy kan sê die lengte is x, wat gaan die breedte dan wees? Die breedte is mos minder as die lengte, so die breedte is dan x minus 4. As ons byvoorbeeld kyk, daar is 200 mense, met ander woorde volwassenes en kinders by die konsert, dan kan ons sê die kinders is x. As ons sê die kinders is x, hoeveel gaan die volwassenes wees? Die volwassenes gaan met ander woorde wees 200 minus x. Of jy kan sê die volwassenes is x. Dan gaan die kinders ook wees 200 minus x. As die sommetjie sê 2 getalle saam is 220, dan gaan getal 1 gelyk is aan x, dan gaan getal 2 gaan met ander woorde 220 minus x wees. Opeenvolgende getalle, met ander woorde dit gaan wees x plus 1 is sy opeenvolgende getal, sy opeenvolgende getal is weer x plus 2, so opeenvolgende getalle is elke keer 1 meer. Nog 'n laaste voorbeeldjie wat ons nou kan kyk. Daar is 40 muntstukke in 'n spaarbussie, sommige is 5 sent stukke en ander is 10 sent stukke. Dan kan jy sê gestel die 10 sent stukke is x. Die 5 sent stukke is met ander woorde 40 minus x. Of jy kan sê gestel die 5 sent stukke is x. Daarom gaan die 10 sent stukke wees 40 minus x. Dit was nou 'n paar voorbeeldjies van hoe om te begin.
As ons dit nou net weer ingeoefen het, ek gaan nou vir jou 'n klomp huiswerk somme gee, wat jy al hierdie lessies wat jy vandag geleer het, kan toepas en kan inoefen. Geniet dit.